sê die tyd is bezig om uit te hardloop, ons moet gereed maak. Dit is die speletjies die mense, die vyand is los aan beide kant en hy is bezig om die mens as sulks te verwoes. As die mens net in die straat gaan kyk en jy ry deur die dorp, dan sê jy hoe nodig die mense die Here het. Wil jy 'n paar afkondigings doen vanoggend? Enige besoekers vanoggend? Ja, dis mense dan sonnaskool is om 19 elke oggend. Die sonnaskool sluit vandag. En dan afloop van die diens, want net vra die ouers almal in die klaskamers by mekaar hê. Daar sal vergadering wees. Dan woensdaagaande dit uur, hoofdiens is om 9:30 elke sondagoggend. Dan wil ek vir ons graag lees vanoggend uit 2 Korintiërs 9 vanaf vers 7. Laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of met dwang nie, want God het 'n blindmoedige gewer lief. En God het die mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk, soos geskrywe is. Hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid lewe tot in ewigheid. Kan ons staan asseblief? Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Vader, ons is hier vanoggend net 'n gewoonheid, Vader, maar ons het U nodig. Vader, ek het U nodig. Vader, as baie mense wat U nodig. Vader, ons raak stil vanoggend. As 'n gemeente, en Here, bid ons dat U ons sal kom besoek. Vader, die lofsange wat nou gaan plaasvind, ontvang die lof, die eer en aanbidding van ons harte vanoggend. Vader, ek bid ook vir die prediker wat die woord van bedien, dat U met ons sal wees, dat U die woorde sal spreek van U, nie van 'n mens nie. Vader, ons die Here vanoggend in hierdie diens, is ons kinderlike gebed in Jesus naam. Amen. Môre. Die sonnaskool dames het my geroep en net gevra ek moet vir almal sê die vergadering wat vanoggend sou wees, sal nie vanoggend wees nie. Dit sal die, gaan ek verkeerd lees, 13de. Die 13de April, wanneer die sonnaskool oopmaak. As hulle vir julle vra wat die datum is wat ek gesê het, sê net vir julle, kan nie onthou nie, maar ek dink is dit. Ek weet is nie vanoggend nie. So wanneer die sonnaskool oopmaak, sal daar vergadering wees. Die sonnaskool het vir ons 'n verrassing in September maand. So jy moet nou al jouself begin voorberei om hier te wees vir daai eerste week in September maand, en dis waar die vergadering en al die dinge gaan. Die sonnaskool gaan vir ons 'n opvoering in die hele diens kom hou. Hulle weet nou van hulle kant af daarvoor, want ek het dit 2 weke terug gesê, julle weet nou vanoggend van dit. Amen. So ons gaan 'n lekker dag hê saam met die kleintjies. Ons gaan lekker saam met die Here aanbid. Amen. Is julle reg vir vanoggend? Amen. Ja. Ek kan jou sê hoe voel ek vanoggend, maar moenie laat hoe ek voel jou beïnvloed. Kom ons draai weer. Is julle reg om die Here te aanbid vanoggend? Amen. Ek mag warm kry vanoggend, dis hoekom ek so voel soos ek voel. Eendag koud, eendag warm, ons dank die Here nog steeds dat ons kan opstaan in die oggend. Amen. Is julle reg vir ons, julle 4 manne aan daai kant? Daai klomp daarbo. Kan ons dalk maar vir die manne daarbo in die hoek, ons klap mooi vir hulle hande nie. So kom ons begin. Trots, die spesiale ander klap van Logan staan op. Hulle wil ons nie mense met vir hulle sê om op te staan, hulle wil ons skaam wees en daar agter bly sit. Is ons reg? Gaan ons die Here aanbid vanmôre. Amen. Ek glo
dat die Here vanoggend vir jou 'n boodskap. 'n Spesifieke boodskap vir jy wat vanmôre hier sit. En ek wil nie jy moet verloor nie. Ek wil jy moet vanmôre onthou God bly in die Here. Amen. Dis ons reg. All over the world, as the prophet said it would be, a mighty revelation of the glory of the Lord. Amen. Glo jy dit vanoggend? En jy sal met my sing. Yes, Lord. Here, ons eer U vanmôre, dat die woord van God my leer U woon onder die lofsange van U kinders, Here. Here, ons is U volk. Here, U het ons U volk gemaak, omdat U ons eerste lief gehad het. En Here, omdat ons die volk van die Here is, wanneer ons U aanbid, het U beloof, Here, U sal onder ons kom woon. God sal in ons midde wees waar 2 of 3 vergader in sy naam. Here, ek bid U vanmôre as U soek en U vind vanoggend, Here, dalk net 2 of 3 wat hier is in die naam van Jesus. Sal my God en my Skepper ook dan met die vanmôre hier wees, Here. Ek prys U vanmôre. Lord, bind us together. Here, gee ons die heerlikheid wat U gehad het, Here, by die Vader.
Here, gee ons hierdie heerlikheid wat ons een sal maak. Een van sin, een van siel, een van gees. Here, selfs een om deur verdrukking te kan gaan. Here, want as ons verdruk word, op wie moet ons staat maak? God en God alleen. Daarom bid ek, Here, dat U ons vanmôre een sal maak in die naam van Jesus Christus. Bid U vanmôre, Here.
van die Here, as jy geroep is om aan God te behoort, dan beteken dit jy behoort aan een liggaam. Daar is baie gemeentes, maar daar is net een liggaam. Elke gemeente is nie 'n liggaam op sy eie nie. Daar is een liggaam, maar baie gemeentes. Daar is baie lede tot hierdie liggaam, maar net een liggaam. Daar is net een wat die hoof is van hierdie gemeente aan hierdie liggaam. Sy naam is Jesus. Daar is nie 'n ander hoof. Sy naam is Jesus. God het hom gegee dat hy die hoof sal wees van hierdie liggaam. Alle gesag en alle mag is aan hom gegee. Net een. Sy naam is Jesus Christus. I will serve him because I love him. You have given life to me.
Halleluja. Prys U vanmôre, Here. Halleluja. Here, U is vanmôre welkom in hierdie huis. Here, U is waardig om hierdie huis in te kom. Here, ons verwelkom U vanmôre. Vader, ek wil vanmôre bid. Elke stem wat nie van die Here af is, vanmôre in die huis sal stil raak, Here. Here, ek wil U bid vanmôre vir die kinders van God wat vanoggend hier staan. Here, wat in hulle harte sê, Here, ek sukkel vanmôre om te aanbid. Jy wat vanmôre sê, ek sukkel om te aanbid, is asof daar 'n stryd in my is. Ek wil U bid vanmôre, terwyl almal se oë gesluit is. Steek net jou regterhand vir my op, kind van die Here. Vader, ek wil U bid vir elke hand wat op is vanmôre. En Here, ek wil die gees van die Here vrymaak oor hulle lewens. 'n Gees van aanbidding. En Here, ek wil die hand van Satan bestraf, dat hy nie vanmôre sal inmeng, Here, dit wat God wil doen in sy huis. Here, en dit wat God vanmôre in sy kinders se lewe wil doen, bid ek U, dat U die oorwinnaar sal wees vanmôre. Vader, ek bestraf elke hand wat van Satan af is in hierdie uur. Here, wat besig is nou om 'n invloed te hê, die kinders van God se lewe vanoggend. Here, ek wil losmaak 'n gees van God. Vrede vanmôre, Here. Aanbidding vanmôre, Here. Here, U is tog die Vader van alle geeste. U is tog die een wat in beheer is vanmôre. Here, ek wil U bid vanoggend in die naam van Jesus, dat U Uself tog vanoggend sal openbaar, Here. Here, ons wil vanmôre sing, dat God sy seun gegee het. God sent His Son. They called Him Jesus. En hy is vanmôre eerwaardig, Here. Geen invloed van buite af, Here. Mag net die Gees van God vanoggend wees, dat Jesus oplig. Ek prys U. Ek eer U vanoggend.
kyk, hy leef, hy het opgestaan. Ek is die Alpha en die Omega. En kyk, ek leef. Hy is die Seun van God wat opgestaan het op die 3de dag. Gebore uit die maagd Maria. Gelei onder Pontius Pilatus. En gehang aan die kruishout, waar hy 'n vloek geword. Sonde was op hom gewees. Hy was die lam van God. Maar kyk, hy leef. En hy is nou die leeu uit die stam van Juda. Because he lives. Halleluja. Hy leef. Hy het opgestaan. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Because he lives, I can face tomorrow. Hy het medelee met ons, kind van die Here. Hy is nie een wat nie sonder stryd hierdie lewe gewandel het. Hy is nie een wat sonder swaar kry deur die lewe gewandel het. Maar hy het medelee, volkome medelee met ons. As mens, as hy verdruk, geslaan, verneder en hy die prys betaal en opgestaan op die 3de dag. Because of Jesus Christ, the Son of God, ek en jy kan aangaan vanmôre. Because he lives, I can face tomorrow. Vader, ek wil U prys vanmôre. Ek wil U eer vanmôre. Dat hy net soos ons, Here, versoek was, geslaan was, dat hy net soos ons verwerp is, Here, dat hy net soos ons gehaat is, Here, dat hy net soos ons vlees en bloed was, maar vlekloos voor die Vader gestaan het, Here. Hy het 'n vloek geword vir ons, Here, sonde vir ons geword. En ons het uit hom uit lewe, en oorvloed van lewe gekry. Here, ek wil U prys vanmôre vir die naam van Jesus Christus. Kind van die Here, terwyl jy so staan, gee die Here net eer vir Jesus Christus. Here, alle eer kom U toe vanoggend. Alle lof kom U toe vanmôre. In die naam van Jesus Christus. Alle lof kom U toe vanmôre. Hy is die Christus. Vanmôre. Hy is Is jy bereid om alles op die altaar vir my te sit? Sal jy jou kruis opneem, sê die Here, en my volg met alles? Jou
neer te lê. Die Vader en Moeder bo my liefhet is my nie waardig. Here, help ons, my God, in hierdie laaste uur. Here, daar is nog 'n klein rukkie. Die land van nou af, Here. Op die besuide van God plaas. Die land van nou af, Here. Ek bid die vanmôre, wie jy is genadig te wees. En dat ons sal opgee, Here. Dit wat opgegee moet word en oorgee. Dit wat oorgegee moet word, Here. Ek prys U vanmôre. Die land van nou af, die Here sal die basuin blaas. En ons sal hom sien kom, Here. Net soos ons hom gesien gaan het. Here, die uur van God het aangebreek. Laaste beweging van God se Gees. Here, 'n laaste maal om by mekaar te maak, Here, die 7000 wie sy knie nie gebuig het nie. Die laaste maal, Here, waar die soete Gees van God in die noorde, die ooste, die suide en die weste weer die dooie beendere sal lewe gee, is voor die deur, Here. En ek prys U vanmôre. Ek eer U vanmôre in die naam van Jesus Christus. Die kinders van die Here sê amen. En amen. Kerk van God, ek kan jou sitplek inneem vanmôre. Ek is vanmôre absoluut oortuig dat daar 'n laaste beweging van God is. En ons sê vir mekaar al baie lank, daar is nog een beweging. Maar ek is vanmôre nie in my verstand oortuig. Diep binne my. Die laaste week het iets gebeur. Toe dit met my gebeur, toe weet ek dat daar 'n beweging van God sal wees vir die laaste maal. Ek is oortuig vanmôre dat Satan alles sal probeer doen om die mens weg te hou van dit wat God het. Maar hy sal dit nie kan keer wat God gaan begin doen. Satan is magtig, maar nie almagtig. Hy kon nie keer dat God sy seun gee, gebore uit die maagd Maria. Satan kon dit nie keer nie. Hy kon nie keer dat die maagd swanger word. Hy kon nie keer dat die seun van God gebore word as vlees en bloed nie. Hy kon nie keer dat Jesus Christus op aarde gewandel het en wonders en tekens gedoen het en die werke van die duisternis verbreek het. Hy kon dit nie keer nie. Hy kon Christus nie versoek nie. Hy kon nie keer nie. En alhoewel hy dink dat hy dit reg gekry het, dat Jesus gekruisig is as gevolg van wat hy as Satan gedoen het, leer die Bybel my iets anders. God het toegelaat dat Satan in die Fariseërs se harte gewerk het. God het dit toegelaat. Toe Jesus voor Pilatus staan, het Pilatus vir hom gesê, weet jy dan nie dat ek gesag oor jou vanmôre het nie? Toe sê Jesus vir hom, die gesag is aan jou gegee. Niks wat gebeur het, was nie sonder God se toelating en toestemming nie. As ons sê dat Satan iets kon doen wat God nie van bewus was nie, en ons sê Satan het iets gedoen wat God nie van kennis geneem het nie, dan moet ek vanmôre dan sê die God wat ek kan bid is nie die ware God nie, want hy kan nie alomteenwoordig wees en alwetend en almagtig. As Satan iets kan doen wat hy nie van bewus is en kennis van dra nie. Alles wat gebeur het, van sy seun se geboorte tot die kruisiging, was binne die plan van God en God alleen gewees. Dit is nie anders nie.
Daar sal ook nie op die einde van daar nou 'n tyd wees waar Satan iets sal doen wat God nie van bewus is. Dit sal nie wees. God is in absoluut in alle opsigte 100% bewus en by vermoë om dit wat Satan te wil doen, gaan probeer doen, teen te staan. Die wederkoms van Jesus Christus is 'n uitgemaakte saak. Dit sal nie verander nie. Dit kan nie verander nie. Maak nie saak wat Satan probeer doen, maak nie saak wat in hierdie wêreld gebeur nie. Jesus Christus se wederkoms is 'n uitgemaakte saak. En toe Jesus vir die disippels gesê het, gebruik hierdie tafel so dikwels as moontlik. En wanneer jy die tafel gebruik, doen dit tot my nagedagtenis, want ek gaan weer kom. Het hy die waarheid gepraat, en elke keer wanneer die kerk van God aan 'n nagmaalstafel sit, dan bevestig ons dat ons geloof in Christus het, en dat hy gaan terugkeer na hierdie aarde toe. God is by vermoë om alles te maak werk. En ek wil dit so sê vanmôre, God het nie my nodig om die wederkoms te maak werk. God het inteendeel die een van ons nodig vir die wederkoms om plaas te vind. Die wederkoms gaan gebeur. Ek en jy het vanmôre die voorreg om of in te wees of uit te wees. Of ons is saam of ons staan een kant. God se besluit oor die wederkoms van Jesus Christus. Geen kerk gaan dit beïnvloed nie. Daar sal 'n dag wees wat die basuine blaas of die kerk van God gereed is om te sê ons soek hom nou, hy mag maar kom of nie. Daar's 'n bepaalde uur en wanneer die basuine blaas, sal die wederkoms van Jesus Christus plaasvind of die kerk van God gereed is of nie. As dit andersom was, beteken dit die God wat ons aanbid is afhanklik van ons toestand. En wanneer ons toestand op die regte plek is, sal hy besluit om sy seun te stuur. Met ander woorde, ons beheer God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees. Dit werk nie so nie. Hy is in beheer. God is in beheer. Die kerk moet homself gereed kry in lyn met dit wat besig is om te gebeur. Jesus Christus gaan terugkom. Ek en jy is verseël met die belofte. Ons het 'n paar weke terug gepraat oor die woordjie verseël, die brief wat geskryf is, en hoe daardie signet, daardie teken, die ring, 'n stempel op ons lewens is. En dit is die bewys dat God sy Gees gestuur het. En daardie bewys dat God sy Gees gestuur het, is die bewys dat hy sal terugkom om ons te kom haal, en die Gees van God sal nie vir ewig op hierdie aarde wees nie. Almal is met my. Die wederkoms van God se Seun, Jesus Christus, is, mag ek maar vanmôre sê, my verlange. Want wanneer hy kom, sal ons hom sien. Apostel Paulus, hy skryf vir hy sê die dood is vir my 'n aanwys. Die dag is die basuin blaas, en elkeen wat in Christus is, moet die laaste dood tegemoet gaan, sal opgewek word. En die dood sal 'n aanwins vir jou wees en vir my. En die oomblik as dit gaan gebeur, sal ek hom sien. Ek sal met hom wees, die Seun van 'n lewende God, as ek by hom sal bly vandag. Kind van Here, dis nie vanmôre my boodskap nie.
Dit lê baie sterk in my hart, dat ons gereed moet wees vir Jesus Christus. Ek lees met jou Bybel vir my blaai na die boek van Efesiërs toe. Efesiërs hoofstuk 2. Ek wil graag 'n kort woord bedien. En dan gaan ek jou vertel wat die laaste week met my gebeur het, en waarom ek bedien soos wat ek bedien vanmôre, en waarom my hart die Here soek vanoggend. Maar ek weet vanmôre hier waar ek staan, is die mense wat in hulle eie harte loop en dink, ek wil net 'n bietjie losmaak, ekskuus. Ek weet hier is mense wat vanmôre hier sit en loop en dink dat die Here soms ver van hulle af is. Mense wat sit en bid, maar nie altyd die Here sy teenwoordigheid ondervind soos wat hulle graag wil hê dit daar moet wees. Baie mense wat bid, en hulle staan op uit hulle gebed uit en hulle stap uit, dan dink hulle vir hulle self verkoop maar, die Here het my gehoor. En is asof daar iets, kan ek maar die Engelse woord gebruik, missing is. Ons bid, maar dit is nie asof ons bid nie. Ons soek, maar dit is nie asof ons vind dit wat ons soek. Dit is asof die Here net ver weg van my af is. En ek weet nie of ek vanmôre jou mag vra, of ek met jou praat vanoggend, of jy dalk jou hand net vir my wil opsteek, net vir 'n oomblik. Jy sien, God is nie 'n mens nie. God maak nie foute nie. Selfs 'n dag soos hierdie, het die Here geweet dat jy die loop van die lewe tot op hierdie dag wat jy vanoggend sal kom, sal jy presies voel soos wat jy voel, jy sal presies dink soos wat jy dink, en hy sal presies weet om vanmôre elke hand wat opgegaan het, te kan kom besoek en te versterk. Dis nie 'n mens wat hierdie dinge in homself of haarself bereken. Die wêreld is te groot, te ingewikkeld. Ons almal lewe verskillende lewens. Daar's nie 'n manier waar ek byvoorbeeld elkeen van julle kan kontak maak elke dag en vinnig 'n bepaling doen as ek 'n paar vrae vra. Hoe gaan dit met jou? Dit kan net God wees dat 'n mens bymekaar maak en jou op hierdie plek bring waar hy weet die beoefen wat ek vanoggend aan jou verduidelik het, jou binneste, is hoe jy vanmôre voel. Dis net God en God alleen. Maar ek het 'n boodskap vanmôre vir jou. Kyk vir na Efesiërs 2. Die apostel Paulus skryf natuurlik in Efesiërs, soos wat ons laas gesels het, die boek van Efesiërs se doel is om die verheerlikte posisie wat die gelowige in God het, te openbaar en op te lig. Dit beteken jy wat vanmôre hier sit, 'n gelowige, al voel jy soos wat jy voel, is jy nog steeds in 'n verhoogde posisie, want God het jou opgelig. Amen. Apostel Paulus begin die volgende te skryf, Efesiërs 2 vanaf vers 1. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Daardie woordjie dood is nekros. Nekros, as ek dit baie kras moet verduidelik, het dit te doen met 'n lijk. 'n Lijk het geen lewe in hom. So julle was soos lyke gewees. Julle was soos liggame gewees met die afwesigheid van lewe. Julle was maar net daar gewees, dood. En julle was dood gewees deur die misdade en die sondes. Misdade, Griekse woordjie sparatoma, wat beteken 'n bewustelike en 'n onbewustelike sonde toestand wat oor jou geheers het. Bewustelik natuurlik
die dinge wat ons weet sonde is, die onbewustelike dinge, die sondes wat nog nie geopenbaar is in my en jou lewe nie. Irrelevant, daai toestand, sê die Bybel, het ons doodgemaak volgens God. Maar nou sê die Bybel, en hy het julle lewend gemaak. So daar was 'n dooie toestand in jou gewees, as gevolg van die teenwoordigheid van sonde. En toe God besef dat daardie dooie toestand in jou lewe is, het hy sy seun gegee, die kruisverdienste is aan ons gebied, en uit die opstanding van die dode van Jesus Christus, het daardie dooie toestand nie meer plek in jou lewe. Want toe jy die kruisverdienste van Christus aanvaar, en toe die Gees van God die belofte van die Vader oor jou vaardig raak, het daardie dooie toestand het uit jou uitgepad. Met ander woorde, die lijk wat jy was, kan ek maar sê, the living dead. Jy was 'n lijk gewees, en toe die lewe van God met daardie lijk kontak maak, was daar nie meer plek vir dood, willekeurige sonde, onwillekeurige sonde binne jou lewe. En jy het lewendig geword in 'n oomblik se tyd. Dis wat die apostel Paulus vir die kerk van Efese sê, maar ek wil hiermee aangaan vers 2 toe. En dan sê hy die volgende: uit hierdie dooie toestand waarin julle tevore gewandel het, dan bevestig hy iets. Hy bevestig dat julle voorheen wel in hierdie lewendige dooie toestand gewandel het. Die mens is dood gewees van sy sonde, maar hy het tog in hierdie pad gewandel. Volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig. Daardie owerste van die mag van die lig is Satan. Ek gaan dit net saamvat vir jou in 'n oomblik. Hy sê dat die mens was eers dood gewees. Daar was geen lewe in hom. Maar jy het gewandel volgens die God van hierdie wêreld en sy begeerlikhede. So die God van hierdie wêreld het jou lewe gerig, gestuur en beheer. Satan was in beheer gewees van jou lewe. Daarom was daar sonde, en as gevolg van die sonde was jy dood in die oë van die Here. Jy was in beheer gewees van die God van hierdie wêreld. Volgens die owerste van die mag van die lig. Daardie woordjie, die owerste, is Arkon, wat verwys na 'n first chief, 'n prins of 'n ruler. So die dag toe jy gebore is en sonde het in jou lewe ingekom, was daar outomaties 'n ruler oor jou lewe. Jy het nooit jouself gestuur, jy het nooit jouself beheer nie, maar die God van hierdie wêreld was in beheer gewees van jou lewe. En omdat hy in beheer was van jou lewe, het hy jou gelei na sonde toe en oortreding toe. En omdat hy jou gelei het na sonde en oortreding, was jy dood gewees volgens die woord van die Here. Hy het jou gelei, met ander woorde, jy kom met jou voete loop, Bottelstoot. Nee, pastoor, ja, hy my Bottelstoot toe laat loop. Hy was die God van hierdie wêreld. Die Bybel gaan aan, lees saam met my vers 2. Die owerste van die mag van die lig, van die gees, wat nou in die kinders van die ongeregtigheid werk. Dis 'n bonatuurlike werking wat in ons gewerk het, wat sonde geproduseer het. En daardie gees wat in ons gewerk het, wat sonde geproduseer het, sê die apostel Paulus, werk ook nou nog in die kinders van die ongehoorsaamheid. Ek gaan alles nou vir jou mooi verduidelik, ek wil net by my punt uitkom. In vers 3, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde
waarmee ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak het. Saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek en laat sit in die hemele in Christus. Ek wil hierdie vir jou net 'n bietjie saamvat vanmôre. Hier is 'n orde wat die apostel Paulus hier vir ons skryf. Hy sê daar is 'n God van die lig, die prins van duisternis. Die prins van duisternis het in jou lewe gewerk. En hy het begeerlikhede gebruik, en jou begeerlikhede volgens die boek van Jakobus het jou gelei na sonde toe. So hier is 'n organigram wat die apostel vir my openbaar. Dis heel eerste die prins van duisternis. Dan was dit die vlees van die mens wat in beheer was, die natuurlike begeerlikhede. Want dit is wat jou gelei het. Dan derdens onder die natuurlike begeerlikhede was dit jou siel gewees wat beïnvloed was deur die begeerlikhede. En heel laaste was dit jou gees gewees. So die apostel Paulus sê daar was 'n God van die lig, die prins van die owerhede in die lig, wat die volgende gedoen het. Hy het jou gerig, hy het jou bestuur. Hy het jou begeerlikhede gebruik en sonde in jou geproduseer. Jou siel is beïnvloed en jou gees het niks te doen gehad met enigsins van hierdie nie. Daarom sê die Bybel, was jy dood gewees, want jou gees het niks hiermee te doen gehad. Die apostel Paulus beskryf hierdie organigram, hierdie gesagsstruktuur. Maar dan gaan hy aan en hy sê die volgende: maar ek dank God wat ryk is in barmhartigheid. Jy sien in Efesiërs 2 vers 1 sê die Bybel die volgende: en hy het julle lewend gemaak. Ek wil jy moet hoor vanmôre, hierdie organigram hoe dinge plaasgevind het. Satan, vlees, siel en gees, het God iets mee kom doen. Toe hy jou lewend maak, het hy onmiddellik Satan, wat jou gerig en gestuur en beheer het, uit jou lewe verwyder. En jou gees wat dood was, het God weer geactiveer en lewendig gemaak. Dit beteken dat die orde van gesag het in 'n oomblikse tyd verander. En dit is nie meer Satan wat in beheer is van die kind van God nie, maar dis nou die gees van 'n lewende God. In 'n oomblikse tyd, toe God jou lewend maak, is sy gees in beheer van jou lewe. Net nou was dit Satan, vlees, siel en gees. Na die verandering is dit gees, siel, vlees en heel onder die werke van die duisternis. Want die Bybel sê, jy sal op sy kop trap, jy sal sy hoof verbrysel. Toe God hierdie bewerking van die Here, was daar 'n gesagstruktuur wat fisies verander het in jou lewe. Dit beteken die persoon wat vanmôre hier sit, kan nie vanoggend minder wees as 'n oorwinnaar, want dit wat in jou werk, is nie wat in jou gewerk het nie. Dis God eerste. En omdat God eerste in jou lewe is dit jou siel wat tweede is. Die oomblik as jou siel in beheer is, jou siel bestaan uit 3 dinge: jou emosie, jou intellek en jou wil. Dan het jy die besluit vermoë om jou lewe te rig volgens die hand van 'n lewende God. Toe God dit doen, was dit nie net sommer organigram struktuur wat God oor besluit het wat hy nie gaan verander nie. God het presies geweet wat hy met jou lewe gaan doen. Daardie orde verandering is bewerk deur die krag en gees van 'n lewende God. Satan het nie geweet dat toe Jesus Christus uit die dood uit opstaan, sy plek
as die prins van jou lewe meer daar sal wees nie. Satan het nie geweet dat God hom gaan onderwerp aan jou voete nie. Eers was hy in beheer van jou lewe en die begeerlikhede kon hy jou rondsleep en hy kon jou rondstuur en met jou doen wat hy wil. Toe God met jou klaar is, toe werk dit nie meer so nie. Die begeerlikhede word nou gerig en gestuur deur die Heilige Gees van 'n lewende God. En toe dit gebeur, sê die Bybel vir my, hy het julle lewend gemaak. Maar dis nie my boodskap vanmôre nie, kind van die Here. Ek wil net hierdie vir jou sê dat jy vanmôre verstaan hoekom ek gaan sê wat ek volgende gaan sê. Glo jy vanmôre dat die persoon wat in beheer is van jou lewe nie meer Satan is nie, maar God? Jesus staan in die boek van Lukas en hy sê ek het gesien hoe die Satan soos 'n bliksem uit die hemel val. Julle onthou dit. Daardie stelling wat Christus gemaak het, eskatologies van aard. Hy het nie net gesien hoe Satan soos 'n bliksem uit die hemel val, maar hy het ook gesien hoe die Satan soos 'n bliksem uit die harte van die kinders van God val, hoe die Gees van God die Satan uit sy posisie van gesag uit jou lewe uit dryf. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. En toe Satan op die troon van hierdie tempel gaan sit, toe die Gees van God kontak maak met Satan in jou lewe, toe val hy soos 'n bliksem uit jou hart uit en hy word op die grond onder jou voete neergewerp. Daardie plek is gereserveer vir God en God alleen. Die persoon wat op die troon van jou hart vanmôre sit, is een persoon en een persoon alleen. Dis Jesus Christus. Pastoor, hoekom sê jy nie goed vanmôre? Die laaste paar jaar het die kind van God baie swaar gekry. Amen. Was daai tye wat jy gewens het jy kan ophou. Was daai tye wat jy gesmeek het, Here, verander iets. Was daai tye wat jy gehuil het en gesê het, Here, hoekom lyk dinge nog soos wat dit lyk? En as ons wil eerlik wees met mekaar vanmôre, dan kan ons vir mekaar sê, dis nie asof die Here die omstandigheid verander het. Maar tog is daar iets binne my wat aangaan. En dit gaan aan. En dit gaan aan. En ek verdra verdrukking. En ek hou my kop op. Maak iets aan hoe swaar en moeilik dit gaan nie. Dis asof ek kan aangaan. Dis asof daar hoop is vir môre. Dis asof daar krag is vir môre. Dis asof ek nog die vermoë het om te kan aangaan. Weet iemand waarvan ek praat vanmôre? Jy sien is omdat die persoon wat op die troon van jou hart sit, die Seun van God is. Ek wil jy moet vanmôre weet, daar is 'n persoon wat op die troon van jou hart sit, en dis nie Satan nie. Jy is lewend gemaak deur die genade van God. En waar jy gedink het jy nie in beheer is nie, is jy vanmôre in beheer deur die Heilige Gees van 'n lewende God. Jy het die vermoë vanmôre om te kan opstaan, om te kan doen wat God wil hê jy moet doen. Jy wandel nie meer vanmôre volgens jou begeerlikhede nie. Jy wandel volgens die hart van 'n lewende God. Amen. Jy is vanmôre 'n seun en 'n dogter van 'n lewende God, lewend gemaak deur die genadeoffer van Jesus Christus, die Seun van God. God het 'n besluit oor jou lewe gemaak, kind van die Here. Die dag toe jy opgewek het en jou lewend gemaak het. Die dag toe jy herstel het en hy het jou verander in dit wat hy wil hê jy moet wees vandag, het God 'n besluit oor jou lewe gemaak. Daar sal 'n dag kom en daar sal 'n uur kom dat ek my kerk sal gebruik
om my seun te verheerlik. En jy wat vanmôre wonder, Here, wat is U plan met my? Wat is U doel met my, Here? Ek wil vanmôre vir jou sê, die plan van God is hier. Die laaste beweging van 'n lewende God is hier. Alles wat gebeur het in jou lewe tot en met vandag toe, is 'n voorbereiding en 'n gereedmaak om saam met God, Jesus Christus, aan die wêreld voor te staan. Alles wat met jou gebeur het, kind van die Here, al die sukkel, al die swaar kry, al die mismoedigheid, al die hoekom, al die waarom, al die vrae, al die soeke, lê vandag voor die deur. En ek gaan jou sê vanmôre wat hierdie week met my gebeur het, en hoekom ek vanoggend oortuig is dat hierdie gebeurtenis voor die deur lê, kan ek met jou deel vanmôre. Laaste week, laaste paar weke, slaap ek baie sleg. Slaap is nog maar altyd iets wat ek mee sukkel, maar die laaste paar weke is vir my uitermate swaar. En elke oggend tussen 2 en 4 is ek wakker. Dan lê ek maar baie keer en ek dink in die bed praat ek met die Here en baie keer staan ek op. En so met die 3de, 4de oggend, waar ek so tussen 2 en 4 is, word ek wakker en ek kyk na die tyd. Die tyd is 3:28. Ek staan op en ek loop in die gang af. En toe ek so in die gang afstap, praat die Gees van God met my. Die Gees van die Here sê vir my Deuteronomium 3:28. En ek wil hier met vir my sien toe draai vanmôre. Deuteronomium 3:28. Sê vir my as jy dit daar is. Gee dan bevel aan Josua en versterk hom en bemoedig hom, want hy sal voor die volk deurtrek. Hy sal hulle die land wat jy sien, laat erwe. Ek wil vanmôre vir jou sê, Josua, jy wat vanmôre hier sit, staan op. Staan op, wees versterk en wees bemoedig, want die beloofde land is voor die deur. En die beloofde land is joune vanmôre om in te stap. Ek wil jy moet vanmôre hoor wat ek sê, kind van die Here. 'n Paar jaar terug het die Gees van God met my gepraat oor hierdie spesifieke gedeelte. En verlang het die Here nie met my gepraat. En verlang het ek die Here gevra, Here, wanneer? Hoe naby is ons, Here, aan hierdie beloofde land wat God aan ons voorhou? En vir baie lank was die stem van die Here stil oor hierdie gedeelte. Tot nou toe die Here vir my gesê, Deuteronomium 3:28. Gee dan bevel aan Josua en versterk hom en bemoedig hom, want hy sal voor hierdie volk deurtrek en hy sal hulle die land wat jy sien laat erwe. Jy het tot op hierdie dag gekom, kind van die Here, om versterk te word en bemoedig te word, want die beloofde land van God lê voor die deur. God het jou lewendig gemaak. Hy het alle misdade uit jou vergewe. Dit wat dood was, het God opgewek. Jou siel is in sy hand, sy gees is in jou lewe. En jy is bymekaar gemaak, kind van die Here, vir hierdie dag, vir hierdie uur, vir hierdie oomblik. En ek wil jy met jouself gereed maak met die beloofde land van 'n lewende God in te neem.
As jy die Here wil eer, mag jy die Here eer vanmôre. Ek is oortuig vanmôre dat my God nie 'n fout gemaak het. Ek is oortuig vanmôre dat ek myself gereed moet maak om die beloofde land in te neem. En jy wat vanmôre sit en wil wonder en weet, Here, maar wat gaan U met my lewe doen, Here, want wat is my plan? Wat is my doel? Jy sal sien die tyd wat voor lê, hoe God presies jou lewe vat, die doel wat jy op soek is na, en jou hart openbaar. Want ek weet, hier is vanmôre mense wat presies wil weet wat God met hulle lewe wil doen. Ek is seker van jy sit vanoggend hier. Ek is oortuig, kind van die Here, dat God iets gaan doen vir ons. Ek is oortuig vanmôre, kan jy ietsie sê. Ek is oortuig vanmôre, kind van die Here, dat God nou in die laaste uur vir ons 'n beweging gaan gee wat die mens nog nie gesien het. Jy moet jou gereed maak vanoggend, kind van die Here. Wees versterk en bemoedig. Die beloofde land van God lê voor die deure. Kind van die Here, ek glo dat God met my gepraat het in hierdie week. Ek glo dat die manier hoe die Here met my gepraat het, was besonder gewees vir my lewe, sodat ek presies sal weet wat om dit te doen, wanneer hy met my praat. Die Here praat nie altyd so met my, soos ek vanmôre beskryf het. Want toe ek wakker word en ek sien die tyd en ek staan op en ek stap in die gang en die Gees van die Here sê vir my, toe weet ek, dat God besig is om iets te doen. So ek wil vanmôre uitnodiging maak. En ek wil vanmôre vir jou sê dat dalk hierdie week wat verby is, dalk vir jou as mens 'n baie swaar en 'n moeilike week was. Ek wil vir jou sê dat vanmôre, dat hierdie week wat verby is, was dalk vir jou 'n bietjie van 'n de mekaar week gewees. Want baie kere kan 'n mens die Gees van die Here en die beweging van die Here plaas, as julle verstaan wat ek bedoel. Dalk was hierdie week so 'n bietjie de mekaar. Eendag is ek 'n bietjie op en eendag is ek 'n bietjie af. En eendag is ek 'n bietjie seker en eendag is ek 'n bietjie onseker. Is daar iemand wat vanmôre weet waarvan ek praat as ek dit so verduidelik? Jy kan my jou hand vir my opsteek. Daar is nie fout met jou vanmôre, die kind van God. Satan is absoluut bewus van die feit dat hy God nie kan stop nie. Liewer ek hoor vanmôre, kind van die Here, hy kan nie die werking van 'n lewende God stop nie. Dis onmoontlik. Kan hy jou lewe beïnvloed? Absoluut. Want jy staan nie vanmôre op jouself nie. Jy staan nie vanmôre op jou eie krag nie. Jy staan vanmôre op die werking van 'n lewende God, waar hy Satan uit jou lewe verwyder het, waar hy sy Gees in jou gedeponeer het, en die orde van gesag is sy orde. En daarom is jy vanmôre 'n oorwinnaar. En jy kyk nie van vandag af links of regs nie. Jy kyk vorentoe. Jy kyk na 'n lewende God. Amen. Ons sluit die oë. Vader, Here, ek wil U bid vanmôre in die naam van Jesus. Here, met blydskap wil ek aanvaar dat dit die laaste beweging van God sal wees. Maar ook met hartseer vanmôre, Here, want nie almal sal hom soek nie. Ek wil U bid vanmôre
dat U my sal versterk, Here. My sal bemoedig, Here. Die huis, Here, die gemeente sal bemoedig, sal versterk, Here, die beloofde land van God in te neem. Here, ek wil U bid vanmôre in die naam van Jesus, dat U hulle vashou, Here, in die holte van die hand, dat die plan wat God met hulle lewens het, Here, geopenbaar sal wees, in elkeen se lewe, Here. Ek wil U bid vanmôre, Here, elkeen wat moet opstaan, en 'n bedienaar word van die evangelie, Here, dat hulle in hierdie uur opstaan. Here, elkeen wat getuienisse moet bied, dat hulle sal opstaan en getuienisse gaan bied, Here. Here, elkeen wat moet vrymoedigheid hê, om te sê, Jesus is die Here. Ek wil U bid vanmôre, dat hulle sal opstaan in vrymoedigheid. Ek wil U bid vanmôre, Here, dat die kerk van God, op sy staanplek sal kom nou, Here. Die wil van die Here sal soek, die ywer van God sal kan ken. Here, die krag van sy opstanding. Ek wil U bid vanmôre, Here, in die naam van Jesus. Ek prys U vanmôre. Ek eer U vanmôre. Here, ek loof U, dat Satan God nie kan keer nie. Ek prys U vanmôre, Here. Die werke van die duisternis, God se werke nie sal stop nie. God homself sal verhoog en verheerlik. Dis my gebed vanmôre, in die naam van Jesus Christus, God se seun, en ek prys U hiervoor, in Jesus naam. Vader, ek wil U bid, elke een wat vanmôre, Here, wil uitkom en sê, Here, maak my gereed, versterk my, Here, bemoedig my, vir die laaste uur van God en God alleen. Ek wil bid, Here, dat elkeen sal kom, God in hulle harte, Here, hierdie plan, en hierdie roeping, sal vasmaak, en dat hulle nie sal links of regs kyk, maar by God en God alleen sal bly. Here, dis my gebed vanmôre, in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen.
kind van die Here gaan verbykom vir jou kom bid vir die pastoor en die ouderlinge. As hulle klaar vir jou gebid het, en jou sitplekke neem, net eers vir die pastoor en die ouderlinge bid vanmôre. Wil jy terwyl jy so staan, dat jy net met die Here praat. Die Here vra, jou voete te rig, te stuur en te lei. Dit wat hy vir jou het, vir die laaste uur, waarin hy jou moet gereed maak. Want dan is jou laaste beweging van die Gees van God, wat die mens nog nie gesien het. Prys U vanmôre, Here. Eer U vanmôre, Here. Here, maak jou gereed oor die bestem. Here, maak jou gereed oor die bestem. Maak jou gereed, Here. Here, ek wil U bid vanmôre my God om my vrou gereed te maak. Here, U wat daar reeds die werk gedoen het. Here, U wat daar reeds in die troon van haar hart ingewerk het, Here, dat die gesag van God in haar sal wees. Here, U het gesê, maak jou gereed vir die beloofde land. Here, ek bid U vanmôre dat die Gees van God op ons sal rus. Dat die lewe van God Here sal vloei, Here. Die laaste uur van God, Here, dat die lewe van God uit ons sal stroom. Dat het 'n stroom van lewende water sal wees, Here. Deur aan musiek vanmôre met God. Ja. Deur aan lewe vanmôre, Here, is my gebed. Die uur van God het aangebreek. Waarom die Here sal doen, ver bo wat ons bid of dink. Prys U vanmôre. Eer U vanmôre, Here. Die naam van Jesus Christus. Maak ons voete los, Here. Om het vrymoedigheid om die beloofde land van God in te leef. In Jesus naam.
gesin. Wonder of jy dan. Ek weet nie of almal hom ken nie. How great is our God. Ek weet nie of jy daar vir ons kan speel nie. Thank
sia bokotare moni. Ikitiria sia bokotare. Yatiti osia boko. Yaketerea pasia bokote. Yakotia revodia sia boko. Yakia chamotia kur. Yakutiria titare. Yakutiria sia boko. Kyk, so spreek die Gees van die Here. In my woord staan geskrywe, wanneer julle die leer sien, Jerusalem omsingel, het julle hoofde op, spreek die Here, want julle verlossing het naby gekom. Kyk, sê die Here, die uur het aangebreek en dit is nou, dat jy van jou baba klere moet ontslaan raak, en jou baba skoene moet uittrek, sê die Here, en jou bekleed met my, die Here Jesus Christus, die opgestaande Here, die koning van die konings en die Here van die Here, want kyk, sê die Here, hier kom 'n nuwe beweging, ek wek nie 'n man op nie, ek wek nie 'n vrou op nie, maar ek gaan 'n liggaam opwek, sê die Here, want ek kreeg met my heerlikheid, en ek gaan hulle stuur, sê die Here, en hulle sal my massyne blaas op hierdie aarde, en dan sal ek in heerlikheid verskyn. Spreek die Gees van die Here Jahwe in hierdie tabernakel vanmôre. Halleluja! Eer aan God en God alleen. Eer aan God en God alleen. Vlees en bloed sal nie eer oor die dinge van die Here nie. Dit sal wees deur sy Gees en nie in krag of geweld nie. Eer aan God en God alleen vanmôre. Here, ons prys U dat U bemoeienis gemaak het met ons, Here. Dat U met ons praat. God goed gedink het, Here. Om sy stem in die tabernakel weer te laat hoor. Ons prys U. Ons eer U, Here. U is vanmôre waardig om aanbid te word. U moet geëer wees, Here. Want buite U is daar geen God nie. Ek bely vanmôre. Ek erken vanmôre. Daar kan nie ander God wees. Waarlik, Here, daar kan nie. Kan nie nog 'n God wees soos U nie. Prys U. Naam van Jesus Christus, God se Seun. Halleluja. Dis 'n man wat vanmôre getuienis vir ons wil bied, kind van die Here. Ek vra dat jy net so sal staan. Goeiemôre, dit is die eerste keer van my bestaan van 44 jaar wat ek so iets doen. Ek is geleer, kom kerk toe sit, jy gaan huis toe. Ek het nog nooit getuig in die kerk nie, maar as ek dit vandag doen, weet ek gaan gehoorsaam wees en ek het met prof daar oor gedeel, dit is een van die sake. So maand terug, presies 'n maand terug, eintlik, lê ek op die bank, ek en my vrou met TV en sy kyk spattige grappies wat
28ste Februarie. Ek sê wag, nee man, is maar net nog 'n dag, soos 'n mens sal sê, is maar net nog 'n dag. En onmiddellik voel ek baie onrustig in my siel en daai aand kan ek nie slaap nie. Oggend vroeg as ek wakker, ek sit buitekant by die deur, ek kyk Karataal en sien kykies speel. En dit is asof 'n stem in my kom en vir my sê, hoe kan jy sê dis maar net nog 'n dag, is dit jou spesiale dag, is wat die Here vir jou in die wêreld gebring het, vir jou asem ingeblaas het. En vir jou in die wêreld, dit is jou dag, dit is miskien vir iemand anders dit dag, maar vir jou is dit jou dag, dit is jou spesiale dag. En dan, nou, ek wou nie enige tyd, maar ek het met die tannie gepraat vanoggend, die tannie daar agter die prof se boodskap, ek het gemaak dat ek dit kon doen, want nou, weet jy wat my vrou vir my sake, word daar iemand van my sien vir my, papa, maar hoekom, die jongste, hoekom bid jy dit dankie dat Jesus julle wakker maak? Ek sê, want dit is ek het gesê, dit is, die Here maak jou wakker, dit is ek het nou reg gesê, ja, dit is 'n gawe om jou wakker te maak, want jy het nog 'n kans gekry om die Here nog 'n dag te kan dien. So, hy verstaan dit daarom nou, met die wegraping storie was gisterand. Weet, my oudste seun kom na my toe, hy sê vir my, weet hulle kom sommer met sulke praatjies, maar is goed dat hulle praat. Hy sê vir my, pa, Here kom soos 'n dief in die nag. My vrou korrigeer op dit. Sy sê, die Here, die dood kom soos 'n dief in die nag is die wegraping kom. En hy vra toe net maar, die kind is dood van die wegraping. Hy vra toe, hoe werk wegraping en my vrou verduidelik hom toe. En ja, dit is toe nou verby met die wegraping en weet, so gaan dit en ek gisterand kon ek nou nie slaap nie, want my vrou by die vrou se bloeddruk maar in elk geval, vanoggend is ek weer vroeg al buite, want ek is maar vroeg, dan sit ek al buite, kyk my voeltjies of kyk die katte speel. En ek kan maar die Here asseblief wys my net iemand die kerk, wie kan ek volg met vrou te bid? Die stem sê duidelik vir my, want ek doen nie autoriteit gegee om vir die blindes, vir die siekes te bid en dan sal gesond word en die dooies sal opstaan. Ek sê, maar Here, ek is dan Sondag, ek is prof se probleem, ek is nie dood. Maar hoe kan ek dit doen? Ek kan nie vir my vrou bid nie. Sy net slaap nog, ek dink dit was 4 of 5. Ek sê, maar sê, kom my broer, die stem weer die af. Wat eerste keer deur gekom, ek gaan en ek bid vir my vrou en ek weet nie altyd wat ek van gebid het. Een van die dinge wat ek van gebid het, is duiwel, hy woord met en nou kom sit om vir my te sê, al die 3 dae is jy ontslaaf van my. Jy weet, my vrou sê kom in ons huis, nou nie menslike kom nie, sy is die kom wat ons probeer, ek sal nie, weet en dan, van 15 jaar het ek my gebid op jou druk, en ek sê dan die Here daarvoor, ek het nou eindelijk die waarde gesien van wat 'n man en 'n vrou moet wees. Ek drink nou al 7 jaar, 7 of 8 jaar van en dit is die God wat in ons huis is, want die God is nie menslike God, dis Jesus God en die wat sy mag wees elke aand op ons doen. Ek is ons rekening julle, maar ek moes dit doen. Halleluja. Halleluja. Blydskap is vermoedelik van God. Blydskap is die Here vir mense, maar jy kan self bid vir die siekes. Amen. God het ons al geroep om dit te doen. Ek weet nie of ek dalk vir Roan kan vra om af te sluit. Gaan ek hierdie diep kan bid. Woord in ons harte bly met ons. En ek vra hierdie dinge, Here,